Shalom, dis Vrydag, jy's ingeskakel by Herbou saam met Rian en ek eer die lewende God vir jou deelname vanmôre en dat ek vandag hierdie woord met jou kan kom deel. Weet jy wat maak my hart seer? Is dat mense hulle self regverdig uit die woord uit vir hulle sondige lewe. Hulle gebruik die woord om hulle self te regverdig vir dit wat hulle doen en vir die sondige lewe wat hulle het. Die mees gebruiklikste gedeelte nou natuurlik uit die woord uit is mense wat sê, "Oeg, maar Jesus het dan water in wyn verander." Weet jy, ek is nou al so moeg vir daai ene. Kyk, mense regverdig hulle self uit die woord uit. Nee, kyk, hy het mos nou water in wyn verander, so ek kan mos nou maar 'n wyntjie drink, ek kan 'n biertjie drink en ek kan mos nou drink. As hy dit gedoen het, as Yeshua dit gedoen het, dan kan ek dit ook mos nou doen. En weet jy, dit kom uit 'n posisie van onkunde. Dit kom uit 'n posisie van mense wat nie hulle skrif ken nie. En die ander gebruikelike gedeelte wat nogal baie bekend is, wat mense hou van om te gebruik, is die volgende. En ek lees dit vir jou. 1 Tessalonisense 5 vers 21. En hierdie gedeelte is: beproef alle dinge, maar behou die goeie. Het jy dit al gehoor? Jy al gehoor mense gebruik dit? Nee, die woord sê ek moet mos nou alle dinge beproef, maar behou die goeie. So weet jy wat, ek gaan mos nou nie dit verloor nie. Ek gaan mos nou nie 'n verslaafde word nie. So ek beproef al die dinge, maar ek behou die goeie. Yes, mense kan hulle self regverdig en dan gebruik hulle die woord. Dit maak my hart seer. Nooit het Vader dit bedoel. Toe daai wonderwerk plaasgevind het by die bruilof te Kana. Nooit het hy dit bedoel sodat mense dit moet gebruik om hulle self te regverdig vir hulle dronkenskap en die feit dat hulle drank gebruik. Nooit het Vader dit bedoel. Nooit het Vader dit bedoel dat wanneer die woord opgeteken word om te sê beproef alle dinge, behou die goeie, is dit om mense te regverdig vir hulle sondige lewe. Nooit het Vader dit so bedoel. Inteendeel moet ons net so 'n bietjie die skrif gaan lees. So ons moet hierdie in konteks gaan verstaan. So kom ons lees net die paar verse voor dit en ons lees die verse na dit. Alraai, so kyk wat gebeur hier. Luister wat sê die woord. Hy sê hier in vers 16. 1 Tessalonisense 5 vers 16. Kom ons lees vanaf vers 15. Hy sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is. Jaag na wat? Jaag altyd na wat goed is. Teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van Elohim in Yeshua die Messias oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. So dit gee so 'n bietjie 'n ander konteks, is dit nie? Dit is 'n bietjie 'n ander konteks. So ek kan dit nie altyd net gebruik om te sê nee, maar ek beproef nou hierdie dinge, maar ek behou die goeie. Inteendeel, mense beproef dit, maar hulle behou nooit die goeie nie. Hulle behou nooit die goeie nie. Want die woord gee vir ons uitdruklik wat Vader van ons verwag. Hy verwag van ons dat ons geen kwaad vir kwaad sal vergeld nie. Dat ons altyd sal jaag na wat goed is. Dat ons altyd deurbly sal wees. Ek wil kyk die persoon wat beproef, of hulle al die dinge beproef, ek wil kyk of daai persoon in geregtigheid lewe. Ek wil kyk of daai persoon altyd deurbly is. Ek wil gaan kyk of daai persoon bid sonder ophou. Want as jy bid sonder ophou, gaan jy nie met sonde en ongeregtigheid besig wees nie. As jy bid sonder ophou, gaan jy agterkom, maar eerlikheid, ek kan nie nou drank en alkohol en verslawingsmiddels en dwelms en 1000 dinge in my lewe toelaat. Want as jy bid sonder ophou en jy is dankbaar in Yeshua, jy blus die gees nie uit, en met ander woorde, die gees van die lewende God woon in jou en funksioneer deur jou, en jy verag nie die profesie nie. Met ander woorde, wanneer jy die woord oopmaak, dan praat die woord met jou.
Die profesie van Vader se woord kom praat met jou en jy onthou jou van elke vorm van kwaad. Dan eers kan jy beproef alle dinge. Dan kan jy al die dinge beproef. Want dan sit jy buite en jy kan beproef sonder om deelname te hê om te sien, weet jy wat? Nee, ek beproef hierdie dinge. Nee, ek gaan nie daarmee betrokke raak nie. Nee, ek behou die goeie. Ek beproef alle dinge. Ek beproef dit van 'n buitestaande posisie. 'n Posisie van geloof, 'n posisie van geregtigheid, 'n posisie van deelname in die koninkryk van God en 'n posisie van regverdigheid. Dis hoe ek alle dinge beproef. Ek beproef nie dinge om 'n deelname daaraan te hê nie. Ek beproef dit nie. Dis net sowel ek maak iets wat giftig is. En daardie giftige ding maak mense dood en dan vat ek 'n sluk. Weet jy wat? Ek moet nou kyk en ek moet nou beproef of hierdie ding nou regtig giftig is en of dit mense kan doodmaak. Maar weet jy wat? Ek behou die goeie. So kom ek drink dit gou-gou. Wat gaan gebeur? Jy gaan doodgaan. Jy gaan doodgaan. So hoe beproef ek iets? Hoe beproef ek iets, maar ek behou die goeie? Ek het onderskeiding, ek het die onderskeiding wat die lewende God my kom gee, en ek sit vanweë 'n posisie van geregtigheid, ek sit vanweë 'n posisie van geloof, ek sit vanweë 'n posisie van die gees van die lewende God wat in my werksaam is, en ek kan in 'n buitestaande posisie kan ek alles begin beproef, en ek kan sien, dis goed, dis nie goed nie, dis goed, dis nie goed nie, en sodoende behou ek die goeie, en dit beïnvloed my nie. Halleluja. So ek kan nie deelname hê aan dinge en verwag, okay, nou is ek besig om alle dinge te beproef nie. Sorry, dit werk ongelukkig nie so nie. En onthou, ons moet dit altyd binne die raamwerk van God se woord sien. Ons moet dit sien binne in die konteks. So vra die persoon wat vir jou sê, nee, beproef alle dinge en behou die goeie, dan vra jy daai persoon, okay, is jy besig om kwaad vir kwaad te vergeld? Jaag jy altyd na wat goed is? Is jy altyd deurbly? Bid jy sonder ophou? Is jy dankbaar in Yeshua? Verag jy die profesie nie? Blus jy die gees van die lewende God nie uit nie? Is die gees inwonend in jou? En onthou jy jouself van alle vorm van kwaad? As jy dit doen, dan kan jy dinge begin beproef. Maar sonder om daai goed te doen, kan jy nie alle dinge beproef en die goeie behou nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Want Vader se werk, Vader se woord loop hand aan hand. So van Genesis tot by Openbaring. Van vers 1 tot by vers 32. Dis hoe Vader se woord werk. Ek kan nie net een skriffie vat en daarmee hardloop en verwag en myself regverdig om te sê, maar dis wat Vader se woord sê nie. Sorry, ek kan dit nie doen nie. So mense, mag jy hierdie gedeelte in Vader se woord, mag dit jou aanspoor om in geregtigheid te wandel en mag dit jou 'n klarigheid gee om mense wat sulke dinge sê, om hulle reg te antwoord, want dit maak my hart seer. Dit maak my hart seer. Want kyk hoe praat mense en luister na gesprekke en hoor wat sê mense en kyk na die comments op sosiale media. In die oomblik wanneer jy 'n boodskap bring oor sekere goed, dan is die eerste ding wat plaasvind is mense wat hulle self regverdig met skriffies om te sê, ja maar ek hoef nie dit te doen nie. Nee, maar dis wat die woord sê en die woord sê so. Dan is dit selfregverdiging. Vanweë 'n posisie van onkunde. So kom ons bly in die woord van Jahwe en ons word verlig met sy woord sodat hy daardeur vereer en verheerlik kan word. Nou ja, van my kant af, dis altyd lekker om met jou te gesels. Ek geniet dit op 'n Vrydag saam met jou. So wees geseënd tot volgende keer. Shalom.